Goeiemôre vriende. Baie welkom by ons erediens vanoggend. Spesiale welkom aan Dominee Henning en Sari. Ons sal nou daaroor praat. Baie welkom vir julle ook. Ek het nie baie afkondigings vanoggend nie. Ek wil julle net herinner aan ons Paasnaweek se eredienste en verrigtinge wat afskop op donderdag aand 6:00. En dan gaan dit so met 'n klomp eredienste en nagmale en so aan tot Sondagoggend, waar ons die opstandingsfees gaan hê. En dan wil ek net vir die jong mense herinner dat môre is daar 'n verhoudingskursus wat deur Jolandi aangebied gaan word. Soos van 9:00 tot 12:00. U is welkom. Julle kan sommer vir Ingrid skakel en dan vir haar laat weet. Ek het geen iets anders. Ek dink tog moet u net aandag gee miskien op die afkondigings aan die Randburg Uitreik Trust verslag, die werk wat hulle doen en wat ons met daai geld doen is ongelooflik hoe ver en hoe die Here daai bydrae seën. So, Dominee Henning, baie welkom. Ek nou almal ken Dominee Henning hier wat een of twee mense wat miskien hom nie ken nie. Dominee Henning was vir jare, 30 jaar, nee, 30 jaar was hy en Sari, wat daar wegkruip agter die orgel, was hulle ons leraarspaar hier. So baie welkom weer vanoggend hier by ons. Ons harte klop altyd warm wanneer ons vir julle twee hier by ons het. Baie welkom en oor aan jou Henning. Baie dankie. Baie dankie vir die geleentheid om vanmôre hier saam met julle te wees. Marita, Stefanus, Rita, almal van julle, ek het nie almal gegroet nie, maar dit lyk vir my amper almal, maar daarom nog nie. Ja, daar klop, almal van julle baie welkom. Van my kant af, het is lekker om julle te sien, ons kan net nog gesels daar by die tee. Nee, baie dankie, weet, as ek hier tussen hierdie gemors inkom van julle, dan verlang ek terug na my Bosveldplaasie, hoor. Gister veral, maar vanmôre met hierdie reentjie in hierdie natuur van ons. Jong Johannesburg is een van die mooiste stede nog steeds. Ek wil julle sê, dit is vir ons baie lekker. Maar het is ook baie lekker om julle almal te sien persoonlik. Kom ons word stil voor die Here. Wel, ek wil net sê, dit is interessant, ek en nou Sari, wat julle, dis ook vir julle almal beteken, aanvanklik het ons gedink, ons sit alleen daar in die bos, daar is niks, maar wie julle as 'n mens by 'n gemeente is, dan verander alles sommer, jy is sommer deel van alles. Dit is eintlik altyd ongelooflik lekker. So ons preek en ons speel in Nylstroom en 'n warmbad. So ons is goed aan die gang daai kant. So, maar nou word ek nie meer betaal nie, jy weet, dit help my nou nie veel nie. So baie dankie vir die geleentheid vanmôre hier. Kan ek net hoor, kan almal my mooi sien of moet ek bo staan? Ek weet nou nie of ek bo moet staan of onder staan nie. Goed, kom ons staan maar eers net hier onder, dan kan ons maar later besluit. Kom ons word stil, elkeen van ons wy onsself aan die Here. Hier met die oog op Pasen, en dan ook met ons land en die wêreld rondom ons, die chaos rondom ons, maar ook die liefde. Oomblik van stil gebed en dan begin ons met heilig, heilig, heilig. Ja.
Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal daar vir ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Liefdes, genade, vrede en barmhartigheid vir julle elkeen. Van God ons Vader, van die Here Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Die tema van môre word eintlik die beste ingelei deur 'n lied van Jan de Wet. Nou het die PowerPoint nou nie baie mooi gewerk nie, en ek is nou nie 'n ou wat kan mooi sing nie. So terwyl die PowerPoint nou aan die gang is, lees ek vir julle die woorde van hierdie kind. Van eintlik 'n Kersfeeslied, maar dis ook 'n Paaselied in een. So terwyl die video aan die gang hardloop. Wie skou kon dink dat eeue terug, soos die profete sê, in Bethlehem 'n kind sou kom, wat in 'n krib sou lê. Wag net vir die video om nou, dis die krib soos hy nou lyk vandag, né? En wie sou kon dink dat hierdie kind, Maria en Josef se seun, die sonde van die wêreld op homself sou neem? En wie sou kon glo dat hierdie kind, wat lag en speel en sing, vir al sy maatjies in die buurt en vir ons die lig sou bring? En wie sou kon glo dat hierdie kind die wonder laat gebeur, dat dooies opstaan en dowes hoor en sondaars hulle bekeer? En wie sou kon raai dat hierdie kind vir 'n wêreld se pyn en nood as verlosser aan 'n kruis sou sterf en opstaan uit die dood? En ek weet dit gewis, dat hierdie kind die redder is. En ek glo dit gewis, dat hierdie kind ons hoop en redding is. Soos die jare kom en gaan, sies daardie dag, soek die mens hom steeds na lig. Nog nooit was dit so nag. Volke veg teen volke, een broer teen die ander. Wit teen swart en swart teen wit, dit het nog nooit verander. En soveel mense wêreldwyd leef steeds in hongersnood. En atoombomme en vigs en aborsies maak miljoene mense dood. En die dwaasheid van die mens word die wysheid van die uur. En strome vuil besoedeling vernietig die natuur. Maar te midde van al hierdie chaos, wat ons glad nie meer kan keer, weet my hart verseker, hierdie kind kom weer. Ja, ek weet dit gewis, hierdie kind is die redder. En ek glo dit gewis, hierdie kind is ons hoop en redding. Wie sou kon dink dat hierdie kind weer eendag terug sal keer, om as regter te kom oordeel en as koning te regeer? Verstaan jy nou? Kan jy sien wie hierdie kindjie is? Dat hy die redder, die enigste hoop vir hierdie wêreld is. Kom ons sing nou die volgende liedere.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
Driemaal Heilige Vader, Seun en Heilige Gees. As ons die lofsange van Israel hoor klink, hoor ons en sien ons en beleef ons dat U naby ons is. As ons ou nietige stemmetjies baie keer 'n bietjie vals en ons woorde bietjie die mekaar, Here, dan moet U net weet, ons gee vir ons ons beste. En ons dank Here dat ons weet, U hoor dit ook in liefde aan, soos 'n pa en 'n ma hulle kinders aanhoor, en dat dit vir U goed klink, en dat dit vir U soos wierook is in die hemel. Daarom is dit vir ons 'n groot voorreg, Here, om vanmôre hier saam met U gemeente voor U aangesig te kan staan en sit en praat en luister en gesels. Want ons het tuis gekom. Baie dankie, Here. En daarom vra ons, praat met elkeen van ons, deur hierdie ou stofmannetjies dalk hier voor, maar ook deur die Bybel in ons harte, deur die Heilige Gees, dat ons elkeen kan hoor wat U vir ons wil sê. Raak ons harte aan. Ons is ook hier mense met groot vreugdes vanmôre, ook mense met bekommernisse. Mense met stryd oor die wêreld waarin ons leef, van Rusland af tot hier in Suid-Afrika en reg oor die wêreld. U weet, daar's baie van ons wat dink, U moet baie naby wees, U wederkoms moet naby wees, as ons kyk na al die gerugte wat rondom ons is. Maar ons weet, U is nog steeds, nog altyd, reeds naby ons. Daarom bid ons dat U ons sal aanraak met nuwe krag, nuwe hoop en bo alles nuwe geloof en vertroue op U, ons Here. Dankie, Here, in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre, Lukas 13. Nou wil ek net, voor ek dit sommer lees, net sê wat gebeur het. Ek weet dis nou nie heeltemal, gaan maar net eers terug. Wag maar net so, ja. Net so een sinnetjie daaroor sê, toe Jolandi my gevra het om vandag te kom preek op hierdie Sondag, toe het sy aanvanklik gesê, maar dis maar my tema en so aan, toe sê ek, maar sy moet vir my sê waaroor die temas nou eintlik gaan. Maar toe ek nou, toe stuur sy dit vir my, maar die oomblik wat sy dit vir my gegee het, wat sy my gevra het, toe wil ek graag met u praat in die wêreld waarin ons leef, oor God se regering. En toe kom sy 'n tema uit Johannes 12 uit, oor die vrou wat Jesus gesalf het. En toe dink ek nie, jong, nou moet ek my hierdie tema hou, maar dit het nou nie regtig vir my gewerk. Jy weet, as jy eers met 'n tema besig is dit baie moeilik om 'n ander tema toe te slaan, né? En want ek het al reeds 'n week. En toe besluit ek nee, en toe laas Sondag, toe's ek in my molly met 'n proponent wat daar preek, maar hy het ook al 'n lang pad met die Here geloop. Hy was eers 'n sendeling in Kanada en ek weet nie waar alles, met kinderhuise gewerk en alles, wat toe nou terug is en die ding het nie als lekker uitgewerk nie. En hy vat toe nou die teks wat ek oorspronklik wou doen, oor God se regering, oor hierdie teks. Juis in daardie tyd het die mense vir Jesus kom vertel van die Galileërs, vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Toe antwoord Jesus hulle: dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs, omdat dit met hulle gebeur het?
Nee, ek sê vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Of daardie 18 wat dood is, toe die toring van Siloam op hulle neergestort het. Dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle ook net soos hulle almal omkom. Dit was toe hierdie dominee se tema. Tussen diktators en vallende torings. Nou julle weet, kan nou sien waaroor dit nou gaan, hè? Wat ons weet in die wêreld waar ons is. En hy het vir my 'n ongelooflike, besondere boodskap gehad oor hierdie tema en oor God se regering in hierdie wêreld. Wat baie sterk gelê op daarop dat ons maak, en ek hoor iets van sy eie worsteling in sy lewe, dat as die dinge nie met jou werklik reg werk nie, dan voel jy dat die mense dink, of as jy ander mense sien wat hongersnood het en armoede het, of onder vallende torings is, of diktators is, dan sou jy kon dink, maar dalk is daardie mense nie so aanneemlik vir die Here nie. Want hoekom gebeur daai dinge met hulle? Is nou sonde of wat ook al, of as hulle dalk nie regtig bekeer nie. Dat 'n mens dink, maar jy is, er moet een of ander fout wees met daardie mense. En hierdie man het toe die tema baie mooi uitgewerk, en dit is ongelooflik wat hy, daar detail wat hy gegee het oor hierdie goeters. Wat hy baie sterk gemaak het en gesê het, dat dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor jy so sondig is, of wat ook al nie. Maar hoe kom hy toe uit by die vraag oor, waarom moet die goed gebeur? En daar slaat hy my toe plat, want dit beteken niks vir my nie. Hy sê, dit gebeur maar net. Die werklikheid gebeur maar net. Daarom moet ons nie neerkyk op mense met vreeslike krisisse het nie. Dit is nie dat hulle meer sondig het of slegter is nie. Die werklikheid gebeur en ek en jy moet net aan die Here vashou. Sy probleem was toe uiteindelik met sy preek. Nou, ek wil nie aanhou sy preek bespreek nie, maar dit is goed, want dit is ons almal se probleem met hierdie teks en met hierdie tema. Wat hy toe uiteindelik sê is, as daar nou regtig met jou 'n probleem is, as jy regtig in 'n krisissituasie is, hierdie teks niks vir jou te sê nie. Maar as jy dink dit gaan beter met jou en al die ander ouens gaan sleg, en jy kyk neer op hulle en dink as hulle sleg met hulle, dan moet jy weet wat die Here Jesus sê, dit gaan met jou ook gebeur, as jy jou nie bekeer nie. Maar dan staan ek daar, sê ek vir myself, maar wat sê die man nou eintlik? Ek kan nou maar by die huis gebly het, dit het niks vir my gesê nie. Want ek is ook in hierdie wêreld, met al sy krisisse. Daarom kom ons kyk mooi wat gebeur hier. Jesus, kom ons vat die konteks net vandag, né? Jesus is van Lukas 9 af, het hy klaargemaak met sy bediening in Galilea. En dan sê in Lukas 9 staan dit, en Jesus sê, nou gaan ek Jerusalem toe, om daar te gaan ly en sterf. En dan die hele stuk daarna, tot 15, 16, is hy op pad van Galilea af, Jerusalem toe. En die tema van daardie hele stuk wat hy daar met mense praat en gebeur en alles, is om te sê, bekeer julle. En dan probeer hy hierdie bekering so mooi uitspel. Aan die een kant is hy probleme met die fariseërs, wat op die wet fokus, wat dit net gaan oor hierdie wette wat mense gemaak het, en dan sê hy, maar hulle is heiligelaars. Dan sê vir die mense, maar julle moenie nou meer bang wees vir mense nie, en al mense se reëls, en al daai goeters nie. Hy sê, die Here het julle lief.
Hy sal vir julle sorg. As julle bid net, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Die Here het selfs die haar op julle koppe getel. Daarom moet julle nie bang wees vir mense nie. Volg my. En dan, terwyl hy nou hier, dis waarom hy staan in die teks hier staan, juis in daardie tyd, kom daar mense nou na Jesus toe en sê vir hom, Here, maar julle, wat maak u nou met hierdie mense in die tempel? Gelowiges. Herodes, Pilatus het gekom, en in die tempel, en dan staan daar so mooi in die ou Afrikaanse vertaling, hy sê, hy het in die tempel hulle bloed, met die bloed van die offerlandes, die offerdiere gemeng. Hy het hulle doodgemaak terwyl hulle besig was te offer. Nou ons weet nie presies watter geleentheid was dit nie. Ons het nie veel detail mee nie. Behalwe net dat ons weet, ou Pilatus was 'n regte diktator. Hy het ek wil amper sê dat ons nou daar in Oekraïne beleef en wat ons met al hierdie ander mense wat julle die foto's van gesien het, beleef. Hy het regtig als uitgesit om mense te onderdruk, om sy mag te behou. Selfs hulle godsdiens, hulle alles wou hy wegmaak. En natuurlik, jy weet mos nou van die gedeelte wat in Matteus ook sê, praat hy van die gruwel wat in die tempel was. Wat Pilatus die beeld van die keiser in die tempel kom sit het. Want hy wou hulle godsdiens doodmaak. Hulle self, hulle identiteit wegvat. Natuurlik was daar dan opstande heeltyd. En dan het Pilatus met sy geweld, en dis wat hier gebeur het. Dit is interessant, die mense vertel vir Jesus, dis wat gebeur het. En dan sonder dat hulle vir hom sê, wat hulle vraag is, sê hy vir hulle, nee. Met ander woorde, hy het weet, hulle vraag is hierdie mense dalk, omdat hulle nie bekeer is nie? Is dit dalk omdat hulle nie vir volg nie? Is dit dalk omdat hulle te sondig is? Dan sê nee. Maar as julle nie bekeer nie, daai maar, nee. Ja, dis 'n moeilike ene. Want die oomblik wat hy sê maar, dan vir my opinie, trek Jesus 'n streep deur soos wat hy pas gesê het. Oor alles. Want hy sê eintlik, maar as julle nie van julle sonde ontslae raak nie, as julle nie omkeer, terugkeer na God toe kom nie, as julle nie van julle sonde, as julle aanhou sondig, gaan julle net soos hulle ook omkom. En dan vertel hy vir hulle vir die gedeelte van die Siloam toring. Nou weet ons nie presies ook wanneer wat dit gebeur het nie, maar dit kon al baie lank voor Jesus se tyd was daar hierdie ramp by Siloam. Nou Siloam is natuurlik interessant. Dis is koning Hizkia se tyd, 500-600 jaar voor Christus. Toe was daar 'n beleg van Assirië oor Jerusalem. En toe het koning Hizkia kanale gegrawe van die waterbronne af, in die vallei af, en hulle het hierdie damme gebou daar by Siloam. En dit vir die Jode groot betekenis gehad. Soveel so dat dit die bad was waarin die hoëpriester, nadat hy in die allerheiligste was, moes hom gaan was het in die bad van Siloam. Dit was so, hulle sê, die kommentare praat van 40 yards, maar ek is nou 'n bietjie uit van hierdie dinge nou, nee, van die tempel af, het hy gegaan om homself te was. En Jesus self, met 'n blinde man, het hy vir hom gesê, gaan was jou in die bad van Siloam, dan sal jy sien.
So dit het hulle groot betekenis gehad. En dan sê die Jesus, maar kom met daai mense nou. Hulle was ook soos die mense in die tempel, besig met iets wat vir hulle groot geestelike lewensbetekenis gehad. Nee, dit is nie hulle sonde nie. En dan weer sê hy, maar, as julle nie julle bekeer nie, gaan julle ook soos hulle omkom. So broers en susters, ergens verstaan ons nie een van wat daar aangaan is. Ons staan vir hierdie vraag. En dit is eintlik 'n lewensvraag. Waar jy 'n vraag waarin jy kan sê, maar dis 'n onbeantwoordbare vraag. Waarom gebeur dit? Maar dit is 'n vraag waarin jy met jou hele lewe instaan. Jy kan nie anders as om heeltyd vir jou te sê, waarom Here? En heeltyd te sê, waar is die Here? Soos ou Dawid al geworstel het met die mense wat sê, as die vyande kom en hy dit gaan so swaar met hom, en siektes en pes en alles, dan sê hulle vir hom, waar is jou God nou? Ek kan nie anders as om te sê, Here, waarom? Is dit omdat ek dus nie goed genoeg glo nie? En ek dalk nie regtig bekeer nie. Ek kan nie anders as my vraag te vra nie. Jare terug het ek 'n boekie gelees van 'n rabbi wat met hierdie vraag geworstel het, ernstig geworstel. Hy het vir my omtrent die mees eerlikste persoonlike worsteling met hierdie vraag gehad, wat ek ooit nog gelees het. Sy kind het progeria gehad, hierdie siekte wat jy jonk oud is en voor hom gesterf het. Wat hy net gesê het, maar waarom? Wat wil die Here vir hom sê daardeur? Want die Here moet tog iets wil sê. Nou ek gaan nie die hele storie, mens kan dit nie lees sonder baie trane nie, hoor, so jy moet Kushner. En dan kom hy uiteindelik, hy sê, as ek mooi oor die Bybel dink, en is 'n rabbi, soos hy ken nie die Ou Testament, maar hy ken die Nuwe Testament ook baie goed, as jy die boek lees, sal jy sien. Dan sê daar's 3 dinge. As ek enigstens dit kan probeer verstaan, is daar 3 dinge wat nie al 3 waar kan wees nie. 3 dinge waarin ons vashou in ons geloof, wat nie al 3 tegelyk waar kan wees nie. Ek moet een laat vaar, dat God almagtig is, dat God liefde en genade is, of dat God regverdig is, en dat ek persoonlik waarde, dat hy oor my lewe regverdig oordeel, dat ek vir hom persoonlik waarde het. Ja, ek kan dit aanvaar, dat God almagtig is, en dat ek vir hom waarde het, maar dat hy geen liefde het nie, dat hy nie regtig 'n persoonlike verhouding met mense het nie, dat hy nie genade het nie, dat hy 'n diktator is wat sê, so wil ek hê die mense moet wees. En ergens kan ek sê, as jy nie is nie, dan slaan ek mense dood, en ek wat ook al, nee. Dat hy hierdie magtige diktator is, wat sê en doodmaak. So ook al fyn amper gesê het, as jy luister nou wat die Nederlandse geloofs sê, dan sê maar, waarom is hierdie dinge, kan mens sê dat as daar mense wat verlore gaan, dat God nie genadig is nie, dan sê maar nee, alle mense het gesondig. Almal is die dood skuldig. Daarom is Gods genade dat hy toch sommige mense red.
Wow, dis 'n moeilike teks daai van die uitloop van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Gert sal vir julle baie meer kan sê daaroor as wat ek kan sê. Maar broers en susters, as dit die gewaar is, dat God so 'n diktator is, wat mense net as gevolg van sonde, dan is daar geen genade nie. Dan is Christus geen betekenis nie. Dan sê, daar is eintlik 'n tweede manier, moontlikheid. Ons kan sê, God is genadig, en hy is almagtig, maar ek het nie vir hom waarde nie. Hy het groter planne. Hy dink aan die hemel. Hy dink oor die mensdom en alles, maar ek het nie vir hom waarde nie. Hy kan my kind slaan om vir my 'n les te neem. My kind het nie vir hom waarde nie. Dalk het hy 'n waarde dat hy sê, maar hy wil my kind in die hemel kry. Maar hier op aarde, in hierdie stryd, dit pla die Here nie. Die mense het nie waarde nie. Dis soos 'n tapisserie. Marita sal nou vir julle mooi kan vertel van 'n tapisserie, né? Hy's pragtig hier buitekant. Maar agter is die klomp drade wat jy moes afknip en alles, sodat dit bo kan mooi wees. Ek plan nie, dit is nie vir my nie. Of, sê hy, maar jy weet as dit die geval is, dat God nie, dat ek nie waarde het vir die Here nie, dat dit eintlik vir die Here gaan op oor 'n meer as menslike doel, dat hy my en ek nie in ag neem nie, mense nie in ag neem nie, dan is dit maar dieselfde probleem, né? Waarom sou ek my kan bekeer? Waarom, ek het niks op te staan nie. Dan sê die derde moontlikheid is, en dis wat hierdie dominee gedoen het, die wêreld gebeur. En dis 'n baie ou gedagte, en dit is dat toe die Here die natuurwette geskep het, en daartoe hy vir die mensdom 'n vryheid van wil gegee het, wat die mens self besluite moet kan neem, het God in 'n sekere sin sy almag beperk, sodat die mens kan besluit. Of sodat in die natuur die dinge kan gebeur, die wêreld sal maar net gebeur. Ek gaan nou nie so dit daarop in nie, maar die betekenis is baie eenvoudig. Dan het ons niks. Dan het ons niks. Dan moet ons sê, ons is in elk geval uitgelewer. Die Here kan ons dalk help daardeur om daarmee te cope, jammer vir die woord, maar hy in 'n sekere sin sy hande afgekap. Broers en susters, 'n mooi ding wat ou Rabbi Kushner gesê het. Hy het probeer verstaan. En 'n mens kan dit verstaan. Maar om dit te verstaan, moet ons een van hierdie drie dinge los. Dat God almagtig is, of dat hy liefde en genadig is, of dat ek vir hom waarde het. Dan kan ek dit verstaan. Maar dan het ek niks oor nie. Dat is al sinloos. Die lewe self. God self sinloos. Want dit beteken hy vir my aardse lewe niks. Maar dis die, maar Kushner was 'n Jood. En daarom moet ek en jy sê, daar's iets meer om te sê. En dis Jesus Christus. Jesus Christus wat voor Pilatus sit, selfs in Pilatus sit, en Pilatus sê vir hom, maar ek het mag om jou aan die dood oor te gee, om jou te kruisig. Dan sê die Here Jesus, jy het niks mag oor my, wat die Here nie vir jou, wat God nie vir jou gegee het nie. Die mag van Jesus se onmag, of die onmag van Jesus se mag, né? Dis God self wat hier voor Pilatus sit en sê,
oordeel jy my as mens? Vir Pilatus, maar dis God self. En dis God self wat vir hierdie Jesus sê, wat hierdie mens vir Jesus, wat vir hierdie mens Jesus sê, dit is my geliefde seun. Vir hierdie mens sê, ek hou vir jou deur die dood heen in my hand. En dis hier God self wat die mag van die dood deurbreek. Ja, jy kan sê, by Jesus aan die kruis sien ons die onmag van die mensdom en die onmag van God. Die uitgelewerdheid van mens aan die gebrokenheid en van die verskriklikheid van die werklikheid. Maar juis in hierdie onmag sien ons die groot mag van God wat sê, ek doen dit vir julle almal. Maar dan, broers en susters, verstaan ek skielik iets van wat Jesus bedoel het met bekering. Bekering is nie 'n klomp goed wat jy nou moes ophou doen en nie moet doen en alles nie. Bekering is om my lewe in die hande van die Here oor te gee. Of dit nou sleg gaan of goed gaan. Ek het nie 'n antwoord oor waarom dit sleg gaan nie. Daar is nie 'n antwoord, behalwe om te sê, ek glo in hierdie Here. Ek glo dat my lewe vir hom waarde het. Hy het elke haar van my kop getel. Ek glo dat hy met genade en met liefde na my kyk. Ek kan nie die drie bymekaar bring nie. Sodra ek dit probeer bymekaar bring, dan moet ek een los. Ek verstaan dit nie. Maar ek weet dit. Wat met jou ook al gebeur, dis die Here. Onthou, selfs die duiwel is 'n nar, is God se nar. Hy het jou lief. En jy is vir hom betekenis. Bekering is om my lewe in die hand van die Here te sê. Daarom, as ek hierdie teks vasvat, vir my betekenis, is Heidelbergse Katekismus, Sondag 1, vraag in 1 antwoord 1. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dat ek aan Jesus Christus behoort. Dan weet jy, alles in jou lewe, daar in Oekraïne, hier, is in God se hand. Amen. Hemelvader, baie dankie dat ons weet. Ja, ons kan nooit u wil en u plan per volkome verstaan nie. Ons weet net een ding. En Jesus Christus het u openbaar as die almagtige God, wat ons liefhet, elkeen persoonlik, en wat in groot genade na ons kyk. Daarom wil ons vanmôre weer opnuut ons harte en ons lewens vir u oorgee. En die wêreld rondom ons, en die mense daar in Oekraïne, en die mense hier in die Kaap, en nie by ons. Ons eie krisisse, en waar ons self baie keer voel, dalk is iets groot fout met my geloof, en met my lewe. Waarom werk dit nie altyd uit soos wat ek dit wil hê nie? Maar ek glo, Here, met my hele hart, al verstaan ek dit nie, ek loop u pad. Want ek weet, sonder u het ek in afval niks. Dan is ek in afval dood, het ek nooit geleef nie. Ek gee my hand opnuut weer in u hande. Neem my lewe, Here. Neem my lewe, Here. Laat dit u sin wees. Amen. Dankie. Kom ons gee geleentheid vir ons dankoffers.
nie. Daar waar ek nou vandaan kom, jong, daar was COVID eintlik nooit 'n probleem nie. Jy weet, hulle het kerke sit vol en die dankoffers opgeneem en alles so. Maar ek besef dit heeltemal. Maar dit is goed te wees 'n bietjie rustig te wees in hierdie mooi Jesus, o dink aan my wanneer u in die ryk kom. Kom ons sluit af met ons slotsang. Van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen.